Goeiemiddag en baie welkom by die Vrouwees program. Vrouwees is nie net 'n rol nie. Dit is 'n kuns om sag te wees in 'n harde wêreld, maar sterk te wees sonder om jou hart te verloor. Ons as vroue maak 'n verskil deur liefde, deernis en wysheid. Ons trotseer uitdagings met moed en deursettingsvermoë. Ons is nie perfek nie, maar ons is perfek geskape en ons is eg. Dankie dat julle ingeskakel is by Vrouwees program op Live FM 100.6 in die Kosje area en 98.1 in Potchefstroom. Julle is so welkom om te gaan op die webtuiste en daarna vorige content gaan luister. Julle kan daarso ingaan by podcast en by content en dan kan julle daar na vorige programme gaan luister of as julle 'n program wil aanstuur vir 'n vriendin, dan kan julle dit vanaf die webtuiste gaan doen. Dit is by www.livefm.co.za en dan is julle ook al bewus van die Live FM app en julle kan daarso ook gaan saam luister. Ons Live FM is ook op YouTube en ook op Instagram en Facebook. So julle kan daarso en TikTok. Ek dink amper TikTok ook, ja. Ek sê nou ek dink, maar ek glo so. Julle kan daarso ook gaan saam luister en dan tydens die program, as julle vir ons wil boodskappe stuur, is julle baie welkom om so te maak. Die nommer in die ateljee is 066 516 6917. Ek gaan dit weer herhaal, 066 516 6917. Julle kan daarso ook boodskappe stuur en dan is dit ek Chantel van der Merwe en saam met my is Antoinette Pieters. Hallo Antoinette. Hallo, hoe gaan dit? Dit gaan lekker. Dit gaan lekker. As ek en jy eers aan die gesels is, dit is gevaarlik. Dan is daar nie 'n omkeer nie. Ons het nou juist besluit, ons gaan van nou af ons voice notes moet ons maar vat en sulke stukke uithaal wat ons 'n program gaan mee bymekaar sit, want is 'n deurlopende gesprek. Ja, en ek dink ook nie ons moet eintlik 'n opskrif sit nie, want ons is net oral. Ja, dit is net julle moet maar asseblief na die datums gaan kyk, want die een ding vloei so in by die volgende ding. Ja. Dit is regtig 'n deurlopende gesprek. En dan is ons baie opgewonde om met julle te deel. Ons wil baie graag 'n WhatsApp groep, 'n Vrouwees WhatsApp groep begin. So, julle moet asseblief uitkyk daarvoor en luister daarvoor en julle is baie welkom om dan met met Live FM kontak te maak. Ons sal vir Live FM sodra ons up and running is, ons wil net eers al die tegniese goedjies uitsorteer en seker maak alles is reg daarso. Dan kan julle vir Live FM vra vir die link. Ja. En dan kan julle ons WhatsApp groep join, want ek en Antoinette, soos wat ons in die ateljee is en met mekaar kommunikeer gedurende die week, dan is daar baie ekstra goedjies wat ons graag ook met julle wil deel, wat ons nie noodwendig in hierdie tydjie wat ons op radio is, met julle kan deel nie. So, ons wil daarso ook bietjie ekstra goedjies met julle deel, daaglikse goedjies wat ons graag wil deurstuur en so aan. En ons het nou maar gedink, geen ander beter plek as so 'n WhatsApp groep. Ja. En dan kyk ons hoe vat die Here dit van daar af en hoe wil hy dit uitbrei van daar af. So, ons is oorgelaat in sy genade. Verseker. Ek moet vir jou sê, Chantal, ek raak so opgewonde, want die naweek weer het een van ons pastore in die kerk gepraat oor huwelike. Hoorie so, mamma nie het so vir my gelag, want toe hy begin praat van daai orde, toe klap ek hande en ek amen klipbaar. Want dit is of mense nie meer daaroor wil praat nie, en dit is so 'n ding na in ons hart. Ons moet oor huwelike praat, ons moet oor ons tieners praat, ons moet oor ons verhoudings praat, want dit kom weer terug na die heel maak, die heel maak van ons vrouens, want as die orde reg is, en ons het by ons as vrouens self begin, man, dan gaan alles net soveel meer in plek val, soos 'n legkaart. Ja, hoorie so, ek moet sê, daai liedjie wat jy verlede week
week aangehaal het. Jo, Daai klink vir my fire. soos 'n fighting song, hoorie. Ek sê vir jou, daai was 'n indrukwekkende liedjie. Ons sal dit weer deel. Wat is dit, Fire? Fire van CC Williams as ek van reg het. Ja, dit is 'n ongelooflike liedjie. Baie daai. powerful. Ja. En maar hy werk nie op sag nie. Jy kan hom nie op sag luister nie. Jy moet hom full blast gooi. Verseker. Ons gaan gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is nou weer terug. Nou sy baie welkom terug. En Antoinette is verskriklik opgewonde om vanmiddag weer met julle te gesels. Ons het voor die advertensiebreek ook gesê dit is 'n deurlopende gesprek. Ja. Daar is nie, ons kan dit nie meer benoem nie. Ons weet nie meer hoe om dit te benoem nie. Dit is nommer soveel, gaan kyk die program, gaan kyk die datums en hulle volg gelukkig lekker op mekaar so. Ek gaan net gou weer daai WhatsApp nommer gee. Is 06651669117 as jy met Live FM wil kontak maak. Maar so laat ons nou hier met die deur by die huis inval. Wat sê mens? Ja, dat ons nou hierso. En waaroor ons nou vir 'n geruime tydjie gesels is om met jouself te begin en die verandering in jouself te gaan soek. Om dan ook uit te reik na jou man en jou huwelike of jou huwelik en vandag wil ons so 'n bietjie oor die tieners en verhouding met ons tieners maar jy kan nie daai goed reg het as jou orde in jou huis glad nie reg is nie. So dit is so belangrik om dan nou te besef en ons het ook verlede week gesê dit is so belangrik dat jy moet besef dat jy moet nie fout by jouself gaan soek nie, maar jy moet gaan kyk wat die woord sê oor wie jy is en dan kom al daai onderliggende goedjies of daai goedjies wat so diep begrawe is dan begin daar genesing by dit. En slegs wanneer 'n mens in daai goedjies by jouself gaan indelf en gaan vorderse genesing daarop gaan kry. Slegs dan kan jy begin heel word in jouself. En ek dink ons het ook gepraat van identifiseer. Ja. En ek wil ook vir die vrouens daar buite kan sê, moet asseblief nie skuldig voel as jy hoor ek en Chantal praat op hierdie goed nie. Onthou net, daar was 'n tyd in ons lewe wat ons deur hierdie goed gegaan het. Yes. En waar ons op 'n plek gekom het waar die Here ons kom heel maak het en daarom is dit vir ons so belangrik om hierdie met julle te deel. Ja. En ek het gister so 'n ding raak gelees wat sê jou werk is om die saad te plant. Jou werk is om die saad te plant, nie om jou man of jou kind se hart te verander nie. Moenie jou rol en God se rol verwar nie. Ja. Ek weet nie wie was dit wat dit eendag gesê het, maar dit het daarop neergekom, let God be God. Ja. And you be you. En laat God in jou werk. Ja. En los hom om God te wees. Ja. Want ultimately is hy die een wat ons gemaak het en ons aan mekaar gesit het en vanuit verskillende plekke waaruit ons kom, hy verstaan presies van waaraf jy kom, verstaan jou hart in dit en hoe hy jou gaan nader en hoe hy as hy daai dinge kan regkry, dan weet hy die volgende ding vloei so in dit. En nou juist vandag hoor dat ons bietjie oor tieners praat en kinders praat en verhouding met ons kinders. Ek is nou so reg in die sop. So ek is nou so in die middel van hierdie mengsel. So dit is vir my so lekker wanneer ek en jy gesels en om advies by jou te kry. En want dit is nou waar jy is deur grootendeels jy is eintlik deur dit. Ja. Want jy het 'n young adult en 'n volwasse kind. So dit is vir my so lekker wanneer jy vir my hierdie advies gee. En so as ek nou sê, ek praat nou uit van die dinge gebeur nou. Dis waar ek nou is. En toe ek ook so in die kar ry en ek na een van jou voice notes luister en so aan, en ek besef ook, ek dink dit was oor ek kan nou nie, ons praat baie en maar toe besef ek, dit was oor daai van hoe ons groot geword het en van waaruit ons kom en wat was daar vir
kinders gesê toe ons kinders was in die huis en hoe dit nou bietjie anderste is. En die verhouding wat ons ouers met ons gehad het was op 'n heel ander manier Totaal en al anders. as wat ons dit nou met ons kinders. En dan onthou ek nou weer die woord sê, you were created for a time such as this. Dit sit die hele prentjie bymekaar. En dit vat ons weer terug as ons gaan na jou verlede, of kom ek stel dit so, maak jou verlede 'n impak op jou en jou kind se verhouding. By my verseker. Definitief. En ek kan nou vir julle verduidelik weer, as ek 'n voorbeeld kan gebruik met my en Ivanay. Onthou, ek was baie jonk toe ek getroud is, en na my egskeiding was ek rou, ek was seer, ek was 'n stikkende mens gewees. En Ivanay, ons moet net onthou, ons kinders bly nog steeds jonk. Hulle is nie perfek nie. En ongelukkig met jou oudste kind, moet jy mos alles moet perfek wees. Alles moet reg wees. Hulle mag nie foute maak nie. Hulle moet jou kind op die pedestal wees. En dit is so verkeerd. Ons kan nie dit doen nie. En ek het 'n groot storie gehad met Jok. Vandag nog ook. My kinders weet dit. Ivanay se oor raak net so groot. Nou, omdat ek nog nie my heel proses gehad het, en omdat ek nog nie daai vrede gehad het van my egskeiding nie, het ons op 'n plek gekom op 15, 16, en ons moet onthou, dit is een van die moeilikste stadiums van tiener wees. Ek wil eintlik nog 'n kind wees, maar ek wil groot ook wees. Ja. En daar het 'n situasie gebeur, en ek het met haar gesit en met haar gesels en gevra, Ivanay, wat is die waarheid? Maar soos wat sy met my praat en ek kan sien sy jok vir my, sien ek haar pa, en ek sien nie haar as 'n tiener voor my nie. En weet julle hoe gevaarlik is dit? Want jy sien nie daai gebroke kind voor jou nie, maar jy sien jou verlede in jou kind en jy tree verkeerd op, jy tree in woede op. En ek sal nooit vergeet nie, ek en ma net eendag toe bel sy ons, toe sy nou al klaar met skool ook, en sy sê vir ons, daar's iets wat sy met ons wil deel. En ek dink toe by myself, o genade, dit kan nou 120 dinge wees, wat gaan dit wees? Maar die feit dat sy gebel het om vir ons te sê, is al klaar soveel volwasse. Maar waar's ek? Antoinette is nog in 'n gebroke plek, sy het nog nie vergewe nie, sy het nog nie skoon gemaak nie, sy het nie haar op 'n plek van heelwording gemaak nie. En toe sy met my praat, toe staan ek op en ek draai hom en ek loop weg. En na die tyd sê ma nie vir my, jy besef sy gaan nooit weer met jou deel, as dit is hoe jy optree nie. Sien jy jou seer, jou verlede? 'n Kind het ook 'n opinie. En dit is iets wat ek met Joshua weer anders ervaar het. Jou kind het 'n opinie. En toe ons groot gemaak is, was daar gesê, 'n kind word gehoor en nie gesien nie. Dit is seker een van die lelikste dinge waarmee ons generasie groot geword het. Want 'n kind het nooit 'n opinie gehad nie. Hoekom nie? 'n Kind wil iets sê. Ek het met Josh baie geleer, sy persoonlikheid is baie anderste, hy wil oorkom, hy wil met my praat, hy wil alles met my deel. So los hom, en daar's 'n dun lyntjie van, hy wil redeneer, en hy het nie respek nie. Hy wil gehoor word. Maar is ek op 'n plek waar ek nou kan stil wees, en luister wat hy sê, en dan eers redeneer? So ek weet nie, hoe ervaar jy daai deel nie? Word jy, is jy rustig? Wag jy om heeltemal te hoor wat hy sê, of hoe reageer jy op dit? Weet jy wat nie, so as ek nou onthou van, en my ouers gaan nou regtig lekker lag vir die ene, want so ek en my pa was altyd die twee wat met mekaar sou redeneer. En daar was altyd ruimte om bietjie te redeneer tot op 'n punt, en dan sal my pa nou vir my sê, okay, dis nou genoeg. En dan het ek altyd hierdie ding gehad wat ek sê, maar papa, ek wil net ietsie sê. En ek wil net altyd ietsie sê. Nou het ek 3 kinders wat al 3 hou van redeneer. O, genade. Met 3 verskillende persoonlikhede. 3 verskillende persoonlikhede. So, as jy nou ooit vir jou kind gesê het, as jy nou eendag kinders het, gaan hierdie ding terugkom na jou toe. Hoor wat ek vir jou sê, dit gaan so uitspeel. So dit het 3 keer teruggekom na my toe, want nou sal ek met my kinders hulle nou die geleentheid gee om hulle sê te kan sê. Hulle het altyd so 'n manier wat hulle my eers vra, mamma, kan ek ietsie sê? En dan net eers daai toestemming. Ja. En dan sê ek soos, ja, okay, wat wil jy sê? En
ek vra hulle nogal nou die dag, kom vra jy my, of kan jy ietsie sê, begin net praat, soos, jy het alreeds die vraag gevra, en, in geval, en dan is dit altyd, maar ek wil net gou ietsie sê, en dan kan ek dit hanteer tot op 'n punt toe. So, wat ek doen nou, omdat ek nou met 3 kinders moet redeneer, en elkeen hulle afsonderlike persoonlikheid en redenasie vermoë het, en dit voel vir my soms ek loop myself in 'n muur vas, het ek hierdie ding wat ek vir hulle sê, weet jy wat, ek het nie nou vir jou antwoord nie. Gee my kans om bietjie daaroor te dink. Ja. Ek het vir my kinders gevra, as hulle 'n woede antwoord wil hê, dan moet hulle van my verwag om dadelik te reageer. Maar as ek agterkom dat daar is iets wat my getrigger het, of daar is iets wat my vies maak, of so, dan het ek hierdie ding wat ek vir hulle nogal sê soms, weet jy wat, niks goeds gaan nou uit hierdie gesprek uitkom nie. Ek gaan reageer uit hoe ek nou voel, en ek wil nie so reageer nie. En dan voel ons skuldig na die tyd, en ek dink ons as mammas kan, ons is hard op onsself. Ja, en ek het nogal op 'n stadium, toe ek bietjie meer op kantoor was, en so, en my man het ons het dit nou so ingerig, dat ek bietjie meer van die huis af kan werk, en so, maar daar is maar nog baie geleenthede wat ek moet ingaan kantoor toe, en as ek van daar af, en veral wanneer ek 'n moeilike dag by die werk gehad het, wanneer ek ry, dan sit ek verskriklik hard my musiek aan, en dan probeer ek net van daai emosie eers bietjie ontslae raak, want ek sê altyd vir myself, hulle het niks gedoen om my moeilike dag te verdien nie. Ja, hulle het niks aan my gedoen nie, hulle het selfs al wat ook al, maar ek wil net dit wat daar gebeur het, wil ek daar los. En ek leer altyd ook my dames by die werk, dit wat by jou huis gebeur het, ek is nie verantwoordelik vir dit nie. Ek het nie dit veroorsaak nie. Moenie dit wat by jou huis gebeur het, inbring by die werk, en my in die mengsel ingooi, en my onder dieselfde kamp skeer, as wat by jou huislike omstandighede gebeur het. Maar nou dieselfde met die werk. My kinders het nie, was nie, daar nie, hulle is nie deel van daai nie. So, dan raak ek net bietjie ontslae van daai. En dan wanneer ek my kinders optel, nou kom ek weer van hulle kant af, nou het hulle ook 'n moeilike dag by die skool gehad, maar nou, hulle sukkel nog bietjie, om dit wat by die skool gebeur het, ook net half daar te praat daaroor, en te sê, jy's, maar hierdie was moeilik, en dit was vir my ingewikkeld, want hierdie ou het dit gesê, of daai girl het dat gedoen, of so. En in plaas van om net te praat, dan sal hulle soms daai emosie op my uithaal. En in die verlede het ek nie noodwendig reg op dit gereageer nie. En dan sou ek gereageer het op dit, en dan veroorsaak dit konflik. En ek los my kinders, en nou nogal juist iets wat jy ook vir my geleer het, is om, dit is die beste gesprekke gebeur in die kar, want dan kyk mense hulle nie in die oë nie, en ek het dit nou nogal die laaste ruk baie ondervind, waar hulle baie meer oopmaak, teenoor my vir dit, en met dit, en ek het die eendag sê ek vir my dogter, sy het weer 'n moeilike dag, en meisies en tieners, en dinge wat gebeur, en so aan. Toe sê ek vir haar, sussie, weet jy wat, ek is jammer, jy het 'n moeilike dag gehad, ek wens regtig dat dit nie so vir jou hoef te gewees het nie, en, maar dit is reg, praat jou hart uit by mamma, en gebruik my as jou dampplek, waar jy net kom damp op my, en weet jy wat, kan voel. En ek sal dit vat, en ek gaan dit voor Jesus se voete plaas, en wil jy hê, mamma moet vir jou advies gee, of wil jy net ek moet luister? En toe dink ek so by myself, toe ek het klaar gesê het, en ek sien hoe sy reageer, en sy's net rustig daarna, en so, en toe dink ek, oh my goodness, kon ek nie net hierdie informasie vroeër gehad het nie. En toe dink, maar dit is soos ek en jy ook nou al sê, die Here bring mense oor jou pad op presies die regte tyd. Absoluut. En you were created for a time such as this. En vroeër jare het ek by die tieners gehelp by die kerk, en ek het gedink,
I've got this. Yes, ek werk lekker met die tieners en ek het hulle en ek gaan presies en toe word my eie ene tiener. Toe sit asof daai alles wat ek al die ondervinding wat ek opgedoen het, net so by die deur uit is. Dis ander emosies, dis totaal en al anderste. Ja, want hierdie is direk aan jou. Hierdie is teen jou. Hierdie is jy en dis jou kind. Dis nie 'n kind vir wie jy advies gee nie. En ek dink tog Antoinette, ek weet nie, jy kry baie meer met tieners te doen. Maar ek dink dit is 'n goeie ding vir 'n tiener om 'n veilige plek te hê. Iemand soos jy, waartoe hulle kan gaan en ook hulle harte mee kan deel. En laat ons as mammas vir ons kinders kan sê, hoorie, daar is mense wat jou kan help as jy voel mamma verstaan nie waardeur jy gaan nie. Want dit is so partykeer, ek meen, ek en my kinders, ekskuus tog het 'n baie goeie verhouding met mekaar, maar partykeer is daar 'n plek wat jy net dieper gesprekke wil hê. En daarom is dit belangrik. Joshua het 'n tannie wat sy altyd na toe gaan, bless jou tannie Sharon daar buitekant vir wat jy vir die mense daar buitekant doen. Dan sal hy net daar gaan sit en net gaan wees en net bietjie in jy weet dit is 'n ander teenwoordigheid wat hy inkom om net kan ek sê connect met die Here. En bietjie hart skoon maak en al. So ja, hulle kan met ons praat maar ons is nie om net so bietjie weer terug te gaan. As jy nie op 'n heel maak journey is nie, dan kom dit weer neer, hoe reageer jy? Ja. Op 'n kind wat eintlik nie gevra het om 'n slegte dag by die skool te hê nie, om nie deur 'n slegte verhouding te gegaan het nie, al daai goed, maar as jy as mamma, en nou kom ons weer terug na tyd toe, as jy die orde in die huis reg het, en mamma het tyd vir haar kinders om te hoor, en sy's op 'n proses van om heel te kom, dan verander jou siening oor alles. Maar as ek nog gebroke is, en ek kom met my verlede, en al daai bagasie saam, dan haal ek hierdie goed op my man en op my kinders uit wat dit glad nie verdien nie. Yes. En daar's so sê ding wat hulle sê, gebroke ouers maak gebroke kinders groot. Dis die waarheid. En ek kan daarvan getuig, totdat ek op 'n plek gekom het. En dan wil ek die mammas ook net daar buite kan sê, my dogter word hierdie jaar 30. En sy sal altyd vir my sê, mamma, jy kon nog kwaaier met my gewees het. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer sê ek vir haar, ek is so jammer, dat ek so hard was op jou, dat ek jou partykeer nie reg hanteer het nie. En as ek kyk, die mense daar buite wat ek ken weet, sy die mooiste, humbelste hart, sy gee soveel liefde waar sy liefde kan gee, vir enige iemand. Dan dink ek by myself, as ek na my kinders kyk, dan is dit eintlik waar jy kan sien, hoorie so, ek het dit eintlik nie so verkeerd gedoen nie. Liewe Jesus het eintlik soveel grace met my gehad. En ek wil vir julle mammas vandag daar buite kan sê, jy moet meer grace met jouself hê. Die kinders, as daar 'n balans is, van, ek gee jou nou pak, maar nou kom sit ek by jou, en ek praat met jou, en ek sê vir jou, weet jy hoekom het jy nou pak gekry? Ja. Oor dit en dit en dit en dit. Ja. En Mani was altyd so amazing gewees. Hy sal nooit uit woede uit pak gegee het nie. Nie dat Mani ooit kan kwaad raak nie. Ek weet nie of my man eers kan kwaad raak nie. Maar hy sal altyd gesê het, gaan badkamer toe, en ons kom praat nou. Nou, Ivanay was glad nie 'n pak slaagkind nie. Jy moet haar nie pak slaag nie. Jy het haar badkamer toe gestuur, en na 3 minute is jy daar aangekom, en dan dit gelyk of sy 'n ongelooflike pak slaag gekry het. Dit was vir haar trauma genoeg gewees. Josh aan die ander kant, paar hou op die bout, en nog steeds het ons gegaan, dit alles gaan oor die balans, julle. Ja. Ons moet 'n balans hê, ons moet kan pak gee, maar ons moet kan liefde gee. Yes. Ons moet, en seuns moet kan huil, asseblief, daar buitekant, luister mooi vandag, papas daar buitekant, ek hoop julle hoor my, seuns moet huil. Ja. En weet julle wat sê, ek moet ophou om te sê, Hasie, Marno lê baie na my hart, ek en Marno kom 'n lang pad, al saam van Josh van graad 4 af. Hy het na die dag, toe sê hy vir iemand ook, hy sê vir my, Antoinette, in die Bybel staan, and Jesus wept. So as Jesus kon gehuil het, hoe kan ons seuns leer,
Man up. Jy kan nie huil nie. Ja. Jy moet maar daai broek aantrek en beweeg aan. Nee, kom aan julle. Ja. Ons moet hulle kan leer om hulle emosies te kan wys en skoon te maak. Yes. En weet jy wat? As ons gaan kyk biologies, is daar is 'n voel goed hormoon wat afskei wanneer jy huil. Sjoe. So wanneer jy daai onderdruk, ontneem jy eintlik jou liggaam om daai te kan afskei, om hierdie emosie te kan verwerk. Sjoe. Dis inligting wat ek nou onlangs op afgekom het en toe besef ek, en juis die journey wat ek vir jou gesê het waarmee ek huidiglik besig is, verduidelik hulle toe nou hoe belangrik dit is dat ons moet kan lag en ons moet daai wow, nou kyk, Ja. ek het so lekker lag, want jy hoor my altyd 'n myl ver, Ek ook. om te kan lekker lag. Ek probeer dit altyd so 'n bietjie meer diskreet op radio doen. So, as ek sal eendag lekker, Ja, daar gaan ons weet nie wat se gees vang ons hier in die studio nie. Hy kan vir ons vang en ons lag dag die hele dag en die hele kerk stop en almal lag saam met ons. Ja, en maar net so belangrik soos wat lag is, so belangrik is huil. Want wanneer jou liggaam daai hormoon of daai stof wat afskei in die liggaam, ek is onseker wat dit genoem word, ek sal terugkom na julle toe met dit, maar wanneer daai afskei in jou liggaam, dan herstel dit wat seer maak. So nou gaan kyk ons gou-gou 'n bietjie, nou ervaar ons trauma, ons ervaar iets wat seer maak en sulke goeters. Nou onderdruk ons daai huil. Ons bly onderdruk. So nou leer ons liggaam nie om daai te verwerk nie. Kan jy dink wat gebeur in jou gees? En dit wat in jou gees gebeur, met dit wat fisies in jou liggaam gebeur, dit gaan sit as trauma in jou liggaam vas. Ja. Onverwerkte trauma gaan sit in jou liggaam vas. En dit is rarig, en ek stem met jou 100% saam, Antoinette, ek wil rarig mamas, ek wil julle motiveer. Laat, al is jy die plek waar jou kind kan huil. Ja. Al is dit nie by pappa nie. Al is jy die plek, want ek weet tog my manne het my manne gedagtes en hulle wil my seun moet bietjie toughen up of sulke goeters. En maar jy as vrou, en weer eens by die orde, kom dit in, jy as vrou is jou man se sagte plek. Jy is jou seun se sagte plek. Laat hom huil by jou. Laat hom verstaan, dis okay, kom huil by my. Huil, ek gaan 10 saam met jou huil, want dit maak my hart net so seer soos wat dit jou hart maak. En dan vat ons dit van daar af, dan kyk ons, hoe doen ons die ding anderste van daar af. Maar dan het sy liggaam fisies kans gekry om dit te verwerk, hy het emosioneel kans gehad om dit te verwerk, en in die gees gebeur daar dan iets, waar ons nie siek word nie, daai goed gaan sit nie vas nie. Ons gaan gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek, ons is nou weer terug. Ja, daai emosies is regtig 'n ongelooflike aspek as ons kyk na tiener wees. Hulle gaan deur baie, en as ons hulle nie toelaat om net te wees nie, dan is dit wanneer ons begin aan die wêreld gryp. Dan wil ons kom vul met partytjies en drank en dwelms en al daai goeie. So ons moet hulle leer om net te kan kom sit en 'n gewone conversation te kan hê met my mamma en met my pappa, en hoe hulle reageer. En nou wil ek terug gaan na die begin van die jaar toe. Josh was ook nie een wat na partytjies toe gegaan het nie, en gedrink het nie. Dit was net nie deel van wie en wat hy was nie. En begin van die jaar sê hy vir my, die matrieks van laas jaar, hulle is so 'n groepie wat wil saam uitgaan. Ek sê vir jou maag draai, alles is van, jy weet hoe jou kind is, jy weet wat hy doen, maar daar's altyd 'n invloed van buitekant af. En ek laat hom toe nou gaan, en hy kom by die huis in, en Joshua is 'n regtig oop en eerlike kind, hy is soos sy ma, ons is oop boeke. En hy sê toe vir ons, okay, hy was nou daar gewees, en daar was drank gewees, en hy het gedrink. Chantal, ek kan nie vir jou sê nie, maar nou besef ek ek moet nou my gesig bymekaar hou, nê? Ek onthou Manie se woorde van jare terug, hoe jy nou optree gaan alles bepaal.
En ek sê toe vir hom, okay, nee, en ons praat toe nou heel normaal en ek probeer alles bymekaar te hou, maar ek hardloop dadelik telefoon toe en ek bel vir Ivanay. Ek sê vir Ivy, jy kan nie glo nie. Jou boetie was by die partytjie en sy sê mamma stop net daar. Sy sê kan ek net gou vir mamma met alle respek sê. Mamma het 'n probleem met drank, nie ek en my boetie nie. Sjoe. Eers en dit slat my toe weer eens tussen die oë. Verlede. Verstaan jy nou, verstaan jy waar kom die goggas vandaan? Yes. Omdat jy nou 'n probleem het en jou kind kom en hy's eerlik met jou oor iets wat hy gedoen het, hoe reageer jy in daai oomblik? Ja. Want hoe jy gaan reageer, gaan maak oor, gaan ek weer met my ouers praat? Hoe voel ek maar sy antwoord aan my was ook, maar mamma, jy het my mos reg groot gemaak. Yes. So vertrou jy jouself nie genoeg om te weet jou kind kan die regte besluite maak nie. Yes. So ek dink net vandag is dit regtig 'n plek van waar ons uitpraat is. Ons moet regtig, ek kan nie genoeg dit klem nie. Ons moet aan onsself werk. En ek wil ek Romeine 12 vers 2 inbring. Do not, en hierdie is in die Amplified Bible, en ek wil net hê julle moet hierdie hoor. Do not be conformed to this world, but be transformed, changed inwardly by the renewal of your mind. Sjoe. So, ek dink as ons en die luisteraars hierdie ding kan saamvat, dit is woord gesproke, dat ons moet we have to renew our mind, en ek hou van die Engelse vertaling, wat dit vir my sê daarso, is sodat daai innerlike, onthou alles wat jy innerlik verander en gaan soek en kyk en so aan, dit is alles in ons gedagtes. Dit is alles, die trauma het ons fisies in ons liggame ervaar, so die trauma is daar. En met trauma saam word 'n gedagte gevorm, en wanneer daai gedagte gevorm is, hy kan sy vorm verander, wanneer ons dit gaan doen volgens wat die woord vir ons sê. Ja. Wanneer ons vir Vader vra. Of hy kan of hy trigger iets verkeerd. Yes. En, want jy was nog nie op heel maak, waar jy in daai proses is. Ja. En dit verander totaal en al in chaos. Ja, en ek dink dit is Caroline Leaf wat daai, want sy is ons die 'n neurochirurg en so aan, en sy praat baie oor hoe om jou gedagtes te hervorm en so aan. En sy verduidelik dit so mooi, wanneer jy 'n negatiewe gedagte het, trauma ervaar, sulke goeders, dan is dit asof hierdie boom, as jy nou kyk na hierdie vrugbare boom, is dit asof daarvan daai takkies so verbrokkel en so half krom trek en sulke goeders. Sodra jy weer positief dink, en sy maak dit ook baie biblical, wanneer jy positief dink en die woord in dit inbring, is dit asof daai gereshape word. Dit vorm weer hierdie mooi vrugbare takke en koneksies en so aan. Vernuwe. Hy word absoluut, hy word absoluut vernuwe. So wanneer jy the renewal of your mind. En weet wat, Vader is so getrou. En ek en jy gesels baie daaroor. Vader is so getrou dat wanneer jy vir 'n oomblik vang waar jy besig is om either 'n gedagte te koester wat nie noodwendig positief is nie, wat 'n negatiewe, en jy kan hom net daar capture. En weer nou omlangs het ek myself weer ondervind waar ek soos, nee, ek gaan nie dit doen, ek gaan nie dit so dink nie. Not today, devil. Exactly. Here, verander hierdie gedagte van my, change dit, laat ek gefokus is op dit wat aanneemlik vir u is en wat goed is vir u, en laat ek goeie
koneksies kan maak in my brein, vat hierdie gedagte. En wanneer jy daai gedagtes onderwerp aan die Here en vir die Vader vra, renew my mind, maak hierdie reg, vat hierdie van my af weg, gee dit vir hom, laat hy dit verander. Ja. Kom plant hy iets niets in jou, en hy kom gee amper, dis asof hy hierdie openbaring kom gee, dis asof daar hierdie vrug uit dit uitkom, en ons het vorige keer gesê, vrugte is nie vir onsself nie. Ja, glad nie, die mense om ons moet dit kan sien, en hulle moet van dit wil hê ook. Yes, absoluut, ek praat so, my hande gaan nie dis hoekom ons haal al ons goed af, want ons hande is oral, en dit is so, yes, Chantal, die hele storie van, toe jy negatief sê, toe onthou ek, ons moet ophou, maar ek gaan dit nou hierso ook noem, daai negatiewe praat. Dit is hoekom, ons sal dit vir julle op die WhatsApp groep, of waar ook al, gaan ons vir julle stuur, declarations oor jou kind. Yes. Ek kan nie onthou nie begin van, toe ons begin het, of ek het genoem het nie, maar mama skryf vir jou 'n journal. Daar is niks soos 'n journal nie. As ek terugkyk in my journals van wat ek vir die Here gevra het, en hoe die Here dit gegee het, dit was vir my ongelooflik gewees. Yes. En, ek wil met julle deel wat het een oggend met my gebeur, en ek glo nie ek het dit al hier gedeel nie, maar as ek het al gedeel het julle, dan voel ek net ek moet dit vandag deel, dit is vir iemand daar buitekant. Hoekom ek so erg is op tyd en bid vir ons kinders is, ek het een oggend gestaan en worship, voordat ek na my groep toe gegaan het, wat ons ook so bediening gedoen het, en die Here vat my in daai oomblik in 'n kamer in, en reg rondom in die kamer is sulke blou boksies, met sulke rooi strikke op, maar dit lê vol stof. En ek sê vir die Here, Here, wat is die? En hierdie het my geslaan, diep, want julle moet onthou, ek kom uit koöperatief, ek was 'n besige mamma gewees, permanent, heeltyd gewerk, altyd doenig. En die Here sê vir my, dit is onopgeëiste drome van julle mammas, wat nie tyd maak om vir julle kinders se drome te bid nie. Sure. En die Here sê daai oggend vir my, haal daai pakkie af, skit hom af, maak hom oop, en begin te bid vir Joshua, wat sy hartsbegeerte is. Yes. En ek sê vir julle, as ek my testimonies met julle kan deel, oor hoe hy sy luiperdspanne en goed gemaak het. Ek as mamma het gegaan, en ek het gaan bid, kan ek amper sê, ek het gaan war, want dit was sy begeerte gewees, nie om vir die eerste rugbyspan of dit gaan oor wat my Jesus toe in staat is, en wat my kind op 'n plek kan sit, waar hy ook kan sê, ja, ek het gesien hoe my ma gebid het. Ek het gesien hoe sy gevas het. Ja. Dis so belangrik dat ons kinders daai deel kan sien. En dan het ek 5 punte hierso, Chantal, wat ek graag vanoggend wil deel, van goed wat ons moet opgee, van goed wat ons moet laat gaan. Yes. En die eerste ding is, en dit is iets wat ek my lewe lank mee gesukkel het, en dit is om in beheer te wees. God alleen is in beheer. Oh, yes, absolutely. En ek vra ook, baie keer vra ek myself, hoekom is dit so dat ek wil in beheer wees? Is dit, my persoonlikheid is wel sterker as my man se, maar dit is nie te sê ek moet in beheer wees nie. Dis weer een, as ons kom by die orde, dan gaan jy sien, daai beheer word al hoe minder, want jy lê dit by die Here se voete neer, en ons as mammas is nie supposed to be om daai beheer te wil hê nie. Yes. Ons moet bid. Ek sê nie, jy moet nie werk nie, maar jy moet die tyd hê om te kan bid. Ons tieners gaan deur baie meer goed, as wat ons op skool gegaan het. Yes. Hulle is harder op hulle self, hulle wil meer presteer, hulle wil meer goed doen. So as jy ook nog nie op 'n lekker plek is, as jou kind vanaand by die huis kom nie, dan gaan jy of 'n kalm atmosfeer vir jou huisgesin gee, of soos wat jy nou nog gesê het, of daar gaan chaos wees. Dan die tweede ene is bekommernis. Ons moet daai bekommernis neerlê. Chantal, gaan jy hom vir ons lees daar by Matthew 6:34? Yes, ek lees hom vir jou. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. En wat vir my so mooi is doen elke dag wat jy kan doen, dan sal jy nooit deur kommer
vernietig word nie. Dis net so insetseltjie wat hulle daarby gesit het. Daai is verskriklik mooi, want weet jy wat, nee, ons is bekommerd oor ons kinders, ons is bekommerd oor hulle skoolwerk, ons is bekommerd oor hulle sport, ons is so bekommerd oor alles. Maar as ons een dingetjie kan aftik en sê, ons is vry van ons verlede, ons is gesond, dan redeneer ons anderste, ons dink anderste en ons hanteer situasies meer met grace, meer om op 'n gesonde plek te wees. Absolutely. En ek wil juist nogal bylas by daai wat jy gesê het, ek wil jy met jou lys klom, ek wil net bylas, veral werkende mamas. Moet nou nie dink, yes, I'm doomed, dit gaan nie werk en so nie. Die kans dat jy 'n foto van jou kind op jou lesenaar het, is baie groot. Ja, verseker. So, sit daai foto daar, sit 'n sticky note op, skryf daar, as jy vir 'n oomblik besig is om te werk en jy dink op daai stadium aan jou kind en kom ons sê jy dink aan rugby of jy soos my meisiekinders wat lief is vir dans, en jy dink aan dans, skryf op daai sticky note dans. Ja. En sê Here, U ken my hart, U ken my kind se hart. Ja. U weet wat het my kind nodig. Dit hoef nie 'n lang gebed te wees nie. Glad nie. Net op daai oomblik wanneer jy daai gedagte kry. En ek dink dit was my ouers wat my die geleer het. Ek kan nou regtig nou nie onthou nie, maar wat hulle vir my gesê het is, wanneer die gedagte by jou opkom, beteken dit jy moet vir daai ding bid. Ja. So, wanneer my kinders by my opkom, of 'n spesifieke ding by my opkom, dan sê ek soos Here, hierdie gedagte van my seun se rugby, of my dogter se dans, of my man wat nou in 'n meeting ingaan, kom nou by my op, Here, U weet alreeds, U is alreeds daar, U weet alreeds wat moet gebeur. Vader, ek eien, soos jy nou gesê het, gaan haal hy boksie af. Ek eien die beloftes wat op my kind se lewe is, vir hulle dans, vir hulle rugby, vir hulle wat ook al. Dit hoef net 'n kort gebed te wees. Sê dit en gaan aan met jou werk. Ja. En dan later dan onthou jy, jy wou nog vir jou kind gebid het vir hulle te toets môre, skryf daar toets. Ja. En dit is môre as jy in jou kantoor kom en jy sien daai roep daai beloftes in en vra vir Here, gee vir my 'n woord op. Ek like dit partykeer om te gaan. Ek wil jou ook eintlik kans gee om eers daai klaar te maak. Ek like dit partykeer om op Google, dan sê ek soos, what does the Bible say about praying for my child for dance of sweets? En dan kom op partykeer seker teksverse en dan gaan kyk jy wat hierdie een staan vir jou uit. En dan gaan vat daai ene en gaan skryf dit daarby. Vader, ek dekleer oor my kind. En dis nou waar ek en Antoinette vir julle wil help mee. Ek dekleer oor my kind hierdie woord. Julle, ons moet, want daai woord gaan vooruit. Dit gaan in hulle toekoms in. Jy weet, ons sê partykeer, ons bid die heeltyd vir hulle sport en al daai tipe goeders, maar begin te bid oor die eienskappe. Ek wil hê my kind moet 'n goeie man, 'n goeie vrou eendag wees. Ek wil hê hy moet in 'n goeie verhouding. Bid dit, eis dit op en ons moet een ding onthou, ons mammas wat werkende mammas is. Jesus kry ons net daar waar ons is. Yes. En waar die mans moet opgaan en nee, want Jesus weet hoe besig ons is. En dis hoekom ek sê, hê net 'n bietjie meer grace met jouself. En weet wat, my woord vir hierdie jaar wat Vader vir my gegee het, is verhouding met grace. Ja. Verhouding met grace. En ek wil die Engels hier na grace. Grace, hy is net so, hy is net so in die gees in. Is daar nog van jou punte? Ek wou nie weet jy, daar is nog 3 punte oor, gaan ons dit kan doen. Okay, die derde een wat ons moet opgee, daai lekker skinder enetjie. Want weet julle wat, ek wil vanoggend weer sê, onthou net, as jy skinder, expose jy jou man en jou kind. Waar gebed cover dit. Cover eerder jou gesin en kom uit daai gewoonte van om saam te sit en te skinder. Ekskuus, ek wil nou net gou, waar is my 3 Ephesians? Ek wil gou terwyl jy daai. Laat ek gou soek. Toe ons nou gepraat het juis van daai Matteus 6 vers 34, hierso het hy so verduidelikie aan die onderkant, om vir môre te beplan is baie goed. Om oor môre
bekommerd te wees is sleg. Ja. En 'n verkoosting van tyd. Dit is soms moeilik om die verskil tussen die twee raak te sien. Noukeurige beplanning beteken dat jy sal nadink oor jou doelwitte en die manier waarop jy hulle kan bereik en dat jy op God sal vertrou. So, Dis mooi. ek wou net daai stukkie daarby gesit het, want dit was nou nogal vir my indrukwekkend toe ek dit nou raak lees. Ons moet dalk ook al hierdie goedjies net vir hulle daar opsit. Yes. Okay, die stukkie van Skinner, van Skinner is in Ephesians 4:29. Ekskuus, 4:29, ekskuus julle. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be encouragement to those who hear them. Yes. En ek meen, nog 'n ding is as ons voor ons kinders kinder en mense sleg maak, dan moet jy weet jou kind gaan dit ook doen. Ja. So kom ons lê hierdie net neer. En dan die 4de punt, ek gaan hom in die Afrikaanse Bybel lees, is om in skaamte te leef. Die vyand is lief om ons te kom herinner aan ons verlede. Ja. En dan kry ons skaam, maar God het dan gekom om ons skoon te maak. Ja. En al daai goed van ons af weg te vat. So in Romeine 8:1 staan goeie nuus. God se oordeel is vir altyd verby, vir elkeen wat aan Christus Jesus behoort. Amen. So as ons na die negatiewe goed toe gaan, dan gaan ons begin besef, maar weet jy wat, die vyand wil kom. Hy wil kom steel. Dan 'n laaste, wil jy nog iets sê? Nou kom in. Nou die dag so kom Charmonique na my toe. Sy sê vir my, mamma, ek het hierdie oulike grappie gesien op ek dink dit was op TikTok of ek kan nie presies onthou waar sy dit raak gesien nie. En toe sê sy die ding sê, hoe durf die vyand my herinner aan my verlede as hy die slegste verlede van ons almal het. Ja, dis hy is uit mooi. die hemel uitgegooi en hy kan nooit weer hy moet teruggaan stil bly. Die Here kan ten minste my verlede verander en vir my 'n getuienis vorentoe gee. Die vyand is waar hy is. Hy is waar hy is. Want daar's geen terugkomkans van dit af nie. Yes, dis mooi gesê. Ek love dit. Dan ons 5de punt is, hou op om negatief te praat. En ek dink dit is iets wat so maklik is. Jy kom elke dag met mense, of ons praat oor die dieselprys, of my kind is so, my man is so, daai is so. Ek sê weer eens wat ek nou gesê het, hou op om hulle te ontbloot. Ja. Ons is daar om hulle te cover, in prayer en die regte woorde. En onthou net, jy gee die vyand skietgoed. Ja. Elke keer as jy negatief praat, of as jy skinder. Ja. Okay, so dit staan in Proverbs 18:21. The tongue can bring death or life. Ja. Those who love to talk with reap the consequences. So op die einde van die dag wil ek ook sê, as ons op 'n plek sit waar dinge net nie is soos wat dit moet wees nie, dan moet ons baie keer hierdie ou tong van ons, ons moet hom vasvat. Ons moet hom regtig vasvat. En ek wil net julle los vandag om te sê, wat spreek jy daagliks oor jou kind en oor jou huwelik uit? Vir 'n feit. Nee, dit is vir 'n feit. En weet jy wat, ek dink wat ons ook moet onthou is, dit wat ons doen, moet ons doen in liefde. Ja. Ons onthou, jou as mamma hart, jy het nooit 'n kind gekry en gedink, hoe kan ek my kind se lewe hel maak nie. Ja. Ons mamma se behoeftes en begeertes is elke dag, hoe kan ons die beste van ons, en hoe doen ons dit? Ons doen dit deur liefde. Ja. En, want ek het hierso geskryf, liefde verneder nie. Sjoe. Liefde bou op. Liefde, ja. Alles gaan oor liefde op die einde van die dag. En ek sê, as jy op 'n plek kom waar jy Jesus se liefde so intiem ervaar, dan jy kan nie help nie, dit borrel net uit jou uit. Exact. En julle rarig, ons kinders daar buite het liefde nodig. Hulle het liefde nodig, hulle het guidance nodig en bo alles, hulle het Jesus nodig. Amen. Yes. Hierso 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 5. Ek lees hom uit die Passion Translation. Love is large and incredibly patient. Love is gentle and consistently kind. Sure, consistent. It does not traffic in shame. Sure. So, ja, liefde. Liefde. En dit is wat en jy grace. sê, in grace. Oh yes.
Relationship with Grace. Ja, dis mooi. Daar. Ja, dit is so mooi. Ek is sommer hoendervleis van my kop tot my tone want ons moet kruis hê met ons kinders en dit is sommer ons naam. Daar's hy. Relationship with Grace. Ja, dis baie mooi gesê nou. Nou ja, toe. Ons gaan volgende week gaan ons net aangaan met die gesprek. Kyk asseblief uit vir die link wat ons binnekort gaan oopmaak om te kan die WhatsApp groep join, die Vrou Wees WhatsApp groep. Julle kan vir Live FM kontak vir dit. Gee ons net so oombliekie kans, laat ons net alles mooi opstel. Live FM se WhatsApp nommer is 06651666917. Dan gaan ons vir Live FM die WhatsApp of die link stuur en dan kan julle ons groep binnekort join en daar gaan ek en Antoinette lekker met julle gesels, deurlopend vir julle woord gee, saam julle leer, help en deur ons getuienis laat Vader julle ook kan bless daarmee. Asseblief, ek wil weer sê, ons is nie hier om jou op jou vingers te tik nie. Ons is hier om uit ondervinding te praat en om heel te maak en te help om op 'n pad te kom waar ons was en waar die Here ons gesit het en waar ons genees is en waar ons kan sê, ek hanteer dinge anderste, ek doen dinge anderste, maar liefde. Uit liefde uit. Definitief. Blessings vir julle vir die week, tot volgende week.